Waarskynlik doodgewoon omdat die behoefte in praktyk nie bestaan nie. Jy weet, dit sou 'n baie vreemde ding wees vir my om oor te stap na die Kats Korana kaptein en vir hom te sê, oom Josias, kan ek 'n Korana word? Hy sal nie heeltemal weet wat presies ek vir hom vra nie, en in sy kop waarskynlik in ongeloof skud. Mense het met maatskaplik kulturele werklikhede te doen wanneer dit op die grond lê, nie al die teoretiese vaaghede impliseer nie. Maar soos ek sê, ons kry dikwels die vraag van joernaliste. Ek het 'n ouetjie gehad wat op 'n goeie dag vir my gesê het, maar kan ek hier kom bly? En ek het vir hom kort en klaar ja gesê. Van rekord af sê hy vir my na die tyd, maar is jy ernstig? Toe sê ek vir hom, ja, presies so ernstig as wat jy was toe jy die vraag gestel het. Dis hoekom ek sê, dis eintlik 'n teoretiese vraag. Maar goed, laat die tyd ons leer hoe ons oor jare daarop sal ingaan. Ek wil sê 2 nuwe goed in aansluiting by wat Tiaan gesê het, wat ek dink nogal belangrik is, en wat uitgekom het in die konferensie, is 'n baie sterk ekologiese aanslag. Orania het baie groen geword, iets wat miskien in 1988 nog nie in dieselfde mate voorsien is nie. En een van die beste referate, van die kragtigste referate wat ons van Lida Strydom ontvang het by die konferensie, het juist te doen gehad met die hele vraag van ekologiese volhoubaarheid en hoe 'n gemeenskap met sy omgewing omgaan en alles wat dit insluit. Maar wat doen julle in die praktyk omtrent dit? Wel, in die praktyk sal ek sê, in die eerste plek het ons 'n hoë vlak van bewustheid, en het ons in die tweede plek heelwat pogings om intern voedsel te produseer, voedselsekuriteit self te voorsien, afstande afgelê van voedsel te probeer minimaliseer. Ons het 'n projek van vulleskeiding en herwinning in werking gestel, wat op die oomblik nog uniek in Suid-Afrika is, wat goed op weg is. Daar's oneindig baie meer wat ons nog kan doen. Maar ons is besig en ons gebruik sonkrag vir sover as wat dit moontlik is en waar ons kan. Ons stel ondersoek in alternatiewe rioolsisteme, minder waterintensieve huishoudings en so meer. Daar's tallose voorbeelde. Die hele vullisontwikkeling dien op die oomblik as 'n voorbeeld in die Noord-Kaap vir wat gedoen kan word, om dit te skei tussen papier, plastiek, glas, metaal en te laat herwin. Jan het die vraag vra, wat is die uiteindelike doel en of Siener van Rensburg se voorspellings ook verband hou met Orania? Freek, ek wil graag daarop antwoord, en dit sluit ook aan by die punte wat Tiaan gemaak het rondom die rigting van Orania en Orania se beginsels. In die eerste plek moet mens die vraag vra, wat is Orania en waartoe is hy op pad? En Orania is 'n Afrikaner bemagtigingsprojek. Dis 'n poging om ook vir Afrikaners plek te gee in Suid-Afrika. Ek dink in 'n groot mate sit ons met groeiende vervreemding onder Afrikaners. Hulle voel hulle het nie meer plek in Suid-Afrika nie, hulle moet voortdurend verantwoording doen oor die geskiedenis. Die groot vlakke van immigrasie wat ons ook onder Afrikaners kry, die gemak waarom hulle in die buiteland toe gaan, is vir ons 'n duidelike aanduiding daaraan, dat baie Afrikaners nie meer vir hulle self 'n toekoms in Suid-Afrika sien nie. Orania is 'n poging om vir Afrikaners 'n toekoms in Suid-Afrika te skep. En daarom moet ons begin deur die ontwikkeling, deur die aankoop van grond, deur die skep van eie instellings en die gebruik van eie arbeid. In Orania glo ons in groeiende selfbeskikking. Met ander woorde, soos ons vermoë uitbou, soos ons hulpbronne uitbou, so wil ons ook ons vlak van selfstandigheid verhoog, uiteindelik selfbeskikking. Waartoe dit ons uiteindelik gaan lei, dit gaan die tyd ons leer. Maar ons fokus op die wegspring, die dorp en die belang wat dit vir Afrikaners bied. Oor Siener van Rensburg, ek weet daar's baie boeke oor Siener van Rensburg geskryf. Ek dink nie dit is op die stadium dominant in ons oorweging van die pad wat ons vorentoe loop nie. Joppie het gepraat van die waarde wat julle toevoeg vir ander mense in die land. Is daar prakties dinge wat julle kan noem? Ek weet daar was eersteres geval geweest, die een van Fort Hare is nog een wat seker nog moet gebeur, maar is daar enigiets anderster? Ja, ek dink ons gaan in ons gesprekke en die forums waar ons na vore kom,
en met die ekonome met wie ons saamwerk. Jy weet, ons het weer 'n ekonoom van die Universiteit van Johannesburg by ons konferensie gehad. Gaan ons die model van selfstandige ontwikkeling gaan ons verder voer. En gemeenskappe aanmoedig om instrumente te ontwikkel. Joppie noem die voorbeelde van inisiatief en ondernemerskap. En dis inherent aan Orania. Jy weet, ons het 'n leedorp gevat en ons het begin om hom ekonomies te ontwikkel. En die grondslag wat dit onder lê is ondernemerskap. Ons juweliersbedryf is 'n voorbeeld daarin van mense wat dinge ontwerp, nuwe dinge skep en aan 'n mark buite Orania verkoop. En hierdie gedagtes wil ons verseker verder neem. Kom ons hoor wat sê Leon van Namakwaland. Leon? Goeiemôre. Môre. En goeiemôre daar in jou gas Karel Boshoff, is 'n oud kollega van my van die wetgewer Kimberley. Ek wil hom geluk en sterkte toewens. Baie jong klong met baie goeie inisiatiewe. Freek, jy sien, ek kom hier uit Springbok uit die landelike gebiede uit wat ons genoem het die ou kleurling landelike gebiede. Die woordjie kleurling het nie mooi daarby gepas nie, want jy weet ek is 'n breinman, ek is nie 'n mengelmoes nie. Daarom sal ek nou daai woord aanvaar, maar ek wil vir jou sê, ek dink Karel is werklik waar 'n goeie motivering vir die Noord-Kaap as jy kyk waar ons gestaan het voor 94 en waar ons vandag is. Dan is ons werklik waar as leierskap, ek is 25 jaar in die politiek en ek het 21 jaar op plaaslike regering gedoen, jy sien, maar wat vandag aangaan is 'n skande vir die breinman. Die manier wat die regering opereer in hierdie Noord-Kaap spesifiek, waar ons oor die 80% sit met munisipaliteite wat dysfunksioneer. Jy sien, dan wil ek vir jou sê, wat die oorheid neem is diefstal, korrupsie op die groot skaal. Jy sien, as we daardie punt kom, dan kon jy maar gebly het waar jy was. Al was jy dan uitgedaag as 'n apartheidsstruktuur of dat jy jouself wil sien as 'n homogene gemeenskap, bruine gemeenskap, wat alleen wil funksioneer, dan kon jy maar liever so gefunksioneer het, want dat jy vandag geweet waar jy staan. Maar werklik waar, is 'n skande by dorp Steenkop, waarvan ek vandag praat, na ek in die Kaap het nasionale parlement nou gekom het, Februarie maand ek hier gekom het. Ek kan dit nie glo nie, dat dit dieselfde bruine gemeenskap is waar ek 'n lid of 'n bestuurslid, stadsraadlid alle jare was. Jy sien, smokkelhuise gaan op soos paddestoele. En jy weet op die 15de van die maand, dan is dit net wanneer daar toelaas en pensioene getrek word, wat jy werklik sien, jy gaan op hierdie dorp iets aan. Verder stagneer die mense totaal. Die mense is nou gewoond gemaak om bak aan te staan, jy weet, en nie meer werk nie, want jy moet kry. Jy sien, dis my bydrae ook 'n lewe so. Ek wil vir Karel sterkte toewens, en ek het hom beloof ek om kuier om eendag, ek gaan eendag om slaap by hom kuier, dat ek sien hoe hy dit doen. Maar ek is baie trots op hom. Goed, baie dankie. Vriend. Baie dankie, Leon. Anoniem van die Noord-Kaap is die volgende. Anoniem. Jy is op die lig, praat gerus met ons. Môre aan jou gaste. Ek wil net 'n bydrae lewer, nee, dat ek het op 2 geleenthede het 'n huisgesin, 'n man en 'n vrou en 3 kinders. Die ander geleentheid was net die man en die vrou. Wat vir my gesê het, hulle is op pad Orania toe, en ek het hulle daar op afgelaai by die dorpskantoor. En hulle daar ingegaan, en ek het vir hulle gesit te wag, toe hulle uitkom. Toe sê hulle vir my, hulle kan nie gehelp word nie, want die eerste vraag wat hulle gevra was of hulle erf of 'n huis kan koop. En toe het hulle opgelaai en weer op Boukteen op aflaai vir hulle geld gegee vir kos. Nou wil ek net die persone daar weet wat se hoop dra hulle nou uit vir sulke armoedige blanke gesinne. Goed, en ek dink dit sluit aan by een van die e-posse wat ons hier het ook, wat sê, mens kan nooit die
eiendom besit nie, dit behoort altyd aan die Orania Trust, wat beteken jy koop 'n huis, maar dit is nie eintlik joune nie. So wat is julle antwoord hierso?